Die live persconference gaan basies die bekendmaking van die spanne wat gekwalifiseer het vir die uitspele. Dit is die Super 8 die dames, die Super 10 gemeenskapsskild, Super 16 jou streekdag en dan die top 12. Die groot dag spanne wat dan nog gekwalifiseer het vir die uitspele wat begin die 11de Oktober. Ons gaan ook deel met die live draw soos met verlede jaar spanne wat dan nou gekwalifiseer het uit die drie streke, uit die Overberg, waar hulle die Overberg 1 en die Overberg 2 het, die Wit Sentraal waar daar Witsenberg en Sentraal is en dan in die Breë Langeberg waar jy die Breë Rivier en die Langeberg spanne het wat dan nog aan deelneem aan die promosie relegasie. Dis net die drie streke. Die ander drie streke is straightforward. Dat is jou Noordweste, jou Swartland en dan jou Weskus, waar promosie en relegasie outomaties geskied. Daar word nie uitgespeel nie. Die rede hoekom daar uitspeelwedstryde is in die drie streke is omdat daar, as jy gaan kyk, jy groot die dag is 1 bo en af onder toe sê Overberg 1 en Overberg 2 en dan ook dieselfde in die Wit Sentraal. Jou Sentraal en dan jou Witsenberg en dieselfde met jou Breë Langeberg. So eerste gaat ons op vir Flip. Flip gaan vir ons deel met jou spanne wat gekwalifiseer het vir die dames, die jagtspanne en ook dan deel met die Super 10, die spanne wat gekwalifiseer het vir die Super 10, die gemeenskapsskild. En later gaan ons ook deel met rooi kaarte, want het lijkt as baie confusion oor rooi kaarte. As 'n speler byvoorbeeld 'n rooi kaart gekry het in sy laaste ligawedstryd, die vraag wat ontstaan, as ook die blou kaart. Soos julle kan onthou verlede jaar het die Robertson Town geval gehad waar 2 spelers blou kaarte gekry het en wanneer hulle dan toe kon speel op die 14de dag of die 21ste dag hang af. So laat ons net leer maak daai 2 kaarte sodat wanneer spanne die uitspele begin, presies weet dat wanneer 'n speler 'n rooi kaart of 'n blou kaart kry, wat is die proses. So op daai noot gee ons vir Flip Humphries kans om vir ons af te kondig die spanne wat gekwalifiseer het, die Super 8 en dan die Super 10. Dankie. Goeiemôre van my kant af. Het is aangenaam om dan bekend te maak die 2025 spanne wat die uitspele gehaal het, namelijk die Super 8, dat is die vroue. Die 8 spanne is dan Agulhas Giants, Central Wolves, Hexvallei Dames, Mamre Rugby, Vrouwenklub, Walker Bay, West Coast, Worcester Warriors en Young Good Hopes. En soos die wys gesê het, hierdie wedstryde begin die 11de Oktober 2025. Dan die gemeenskapsskild het ons 10 klubs wat gaan deelneem aan die uitspele wat ook begin met die eerste wedstryd op die 11de Oktober. Hulle staan bekend as die Super 10 en die 10 spanne is die volgende: Bluebirds de Dorings, Blue Swallows, Klipdale Rhinos, Miracles, Oak Valley, Porseleinberg, Progress Botha, Rangers de Hoop, Soetendal en die laaste een Young Eagles Hamlet. Dit is die spanne wat gaan deelneem aan die Super 10. Dankie Wys. Baie dankie Flip. Soos verlede jaar, die Super 8. Die dames word opgedeel in 2 afdelings van 4. En elke span speel 3 keer teen mekaar. Die Super 10 is waar die 10 spanne in 2 afdelings ingedeel word en elke span speel 4 wedstryde. En dan die 2 afdelings, die span wat eerste en tweede eindig, dring dan deur tot 'n semifinaal. Die Super 16, Nigel, die voorsitter van die competitiekomitee, gaan vir ons afkondig die 16 spanne wat dan nog gaan deelneem aan die Super 16 uitspele. Nigel.
Goedemiddag, leiers teenwoordig en die wat ook natuurlijk ingeskakel is. Dankie Wys. Ons Super 16 spanne vir hierdie jaar is Albits, dan is dit Athletics, Attackers, Blackleaves, Elandskloof, Evergreens Wellington, Koringberg, Lovedale, Progress Sierbrak, Proteas, Saldanha Tigers, Spring Roses, Tulbagh, Wellington, dan is dit Young Good Hopes van Aston en Young Diggers. Dan, soos die Wys ook natuurlijk nog genoem het, die Super 16 werk so 'n bietjie anders. Hulle is in groepe, 4 groepe van 4, waarvan die wenners natuurlijk deurdring na ons semifinale. Dankie Wys. Dankie Nigel. So die Super 16, as dit nie die ou wat eerste en tweede, die spanne wat eerste en tweede nie. Daar moet jy wen, jy moet bo eindig, omdat dit 4 afdelings is. Die wenners van die 4 onderskeie groepe dring dan deur na 'n semifinaal toe. Wie teen wie speel sal ook dan nog bepaal word op 'n later stadium, wanneer ons dan nou daar kom. Die top 12 spanne wat deurgedring het tot die top 12 uitspele, is soos volg. Die Overberg het ons vir Bordervier wat bo geëindig het en Safgol tweede. Dan het ons Breelangeberg, die verdedigende kampioene Robertson Town is weer daar, Worcester Villages, die runners-up van verlede jaar. Dan in jou Noordweste, de Lises is terug, nummer 1, en dan 2 van Reinsdorp. In jou Wit Sentraal, Roses is ook weer terug, 100% slaagrekord, al hulle wedstryde gewen, 5 punte opgestapel, uit die 22 wedstryde het hulle 110 punte opgestapel. Dan is ons Swartland, Westbank ook, na lang periode uit die top 12 het is terug, waar hulle bo geëindig het. Die span wat tweede geëindig het is Abbotsdale, 2 spanne wat daar gaan deelneem by die Swartland het, en dan het ons die Weskus spanne, waar Vredenburg verlede jaar eerste geëindig het, en Saldanha 2 is dit nou net omgekeerd, Saldanha by wat eerste geëindig het, en dan nou Vredenburg tweede. So daar is die 12 spanne, en die amptelike lons is natuurlijk die 24 September, wat gepaard gaan met die hele ceremonie. So dis die 12 spanne wat gaan deelneem aan die top 12 uitspele. So baie dankie vir daai. Dan, Nigel, ek gaan jou weer roep. Die voorsitters is hierso van die 6 spanne, wat dan nou Saterdag gaan deelneem aan die promosie, dis promosie, die week naas promosie relegasie. En jy gaan vir ons later verduidelik presies hoe dit werk. Die 6 spanne is hierso, ek sien vir Alberts, Tulbagh is hierso vir die soveelste keer, en ek dink, hulle is gereed om die jaar hulle plek te verseker daarbo. Ons weet jy sal sien. Athletics was nou vir 2 jaar daaronder. Hulle het nou weer die geleentheid om 3 jaar. Dis lank. So hulle het nou weer die geleentheid om uit te kan speel om te promoveer na die grootheid daar. Young Good Hopes, dink ek, was verlede jaar daarso. Hulle kry ook weer die geleentheid. Hulle het eers geëindig daar in die Langeberg area. Albers natuurlijk gaan 'n moeilike neet wees om te kraak. Dan het ons vir Evergreens wat speel. Evergreens speelt in Tulbagh. Dan het ons, wat is die ander streek? Elandskloof speelt in Athletics. Elandskloof was een van die topspanne verlede jaar. Hulle het ook uitgespeel, die 4 spanne verlede jaar, 4 spanne wat uitgespeel het. Elandskloof, Spring Roses, Universal Stanford en Gansbaai vir 'n plek bo, waar Universal natuurlijk opgeskryf het na die top 12 toe. Na die grootheid daar toe. So, elkeen van die spanne het 'n geleentheid om dan nou te kan kwalifiseer. Die span wat natuurlijk wen, skuif op na die grootheid daar toe. Die span wat dan nou laaste geëindig het, grootheid daar, heel laaste geëindig het, skuif outomaties af na die streekheid daar toe. So Nigel, kan jy net vir ons kom bekend maak, daai 6 spanne en
hoe hulle gaan speel Saterdag. En dan ook die loting wat dan nou dan gaat plaasvind onmiddellik daarna, ook net vir ons die proses gaan verduidelik. En hoe ons gekom het by wie lood eerste. Ook net vir ons die verduidelik. Baie dankie. Ja, nee, die wys noem uit jammer het 'n veilkreis gemis wat natuurlik tweede geëindig het in sentraal. Ja, dankie wys. Ons het die 6 spanne soos aangedui op die regterkant op die bord. Ons Breede 4 wenners speel die Langeberg wenners. Dis Alberts teen Young Good Hopes. Aston, daar is natuurlik Aston noem want daar is baie jong spanne met die naam Young Good Hopes. Dan is dit Evergreens Wellington teen Tulbagh. Evergreens sentraal se kampioene, Tulbagh is Witzenburg se kampioene. Identics is Oeverberg natuurlik en dan is Elandskloof. Hulle twee speel teen mekaar. Die proses wat gevolg was so ver as moontlik het ons gegaan om dit regverdig vir almal te maak om die geleentheid gegee te word om eerste te trek, tweede en dan 'n derde. So die aantal games wat hy gespeel het word gedeel deur die aantal ligapunte wat hy opgestapel het. So baie ligas in die verskillende streke verskille van mekaar, baie speel minder games as die anders. So al speel jy minder word nog steeds opverdeel in die hoeveelheid punte, ligapunte wat jy opgestapel het. En die sommetjies is gemaak en die span wat eerste die geleentheid gegee gaan word om te trek is Elandskloof wys. En Elandskloof is nou nog nie hier nie. So ek dink ons kan maar aanbeweeg en dan vir die persoon wat die klap wat die tweede geëindig het in daardie statistieke is Tulbagh. Span wat derde geëindig het in die stats is Alberts. Die laaste gedeelte is baie belangrik. Hulle ons trek vir hoe laat die span gaan speel. 10:00, 12:00 en 4:00. So meneer Koert, waar hy het gesit, kan ek asseblief 'n balletjie trek en oopmaak? Nee man, hy draai van self. Hy draai oop om Koert net nou nie uittrek. Is die mic reg? Ja, die wys is bietjie langer. As dit 10:00, dis heel eerste. Die gras droogmakers. Dis reg. Baie dankie oom Koert. Kom ons sit hom hier onder. En dan is dit Tulbagh en Evergreens. Mr. Pedro wil nie trek, hy stuur iemand. Waar staan hy? Wys vir die kamera. Die hoofwedstryd is Tulbagh teen Evergreens Wellington. 16 is reg. Baie dankie. Dan beteken dit dat dis reg. Dan met ons die derde trekking is Young Good Hopes en Alberts. Alberts sal vir ons kom trek. Ja, maar ons wil net seker maak dat jy die kaartjie oopmaak dat daar nie hulle nie gesê ja. Ons weet is vanselfsprekend dat die dan daardie tyd geleef vat, maar ons wil hê yes 12:00. Dis reg, baie dankie. Dan gaan Pieter vir ons dit in die volgorde sit hoe die spanne gaan speel. Ons weet ook dan by hierdie betrokke dag, die 20ste gaan die onder 21s van Boland ook speel teen die onder 21s van SWD. Daardie wedstryd begin 2:00. Dis juis hoekom die hoofwedstryd dan 4:00 is tussen
Evergreens en Tulbagh. So die programma is volg. Lees dan 10:00 Athletics speel teen Elandskloof die eerste wedstryd. 12:00 speel Alberts teen Young Good Hopes. 2:00 speel Boland onder 21 teen SVD onder 21. Dan is dit 4:00 speel Evergreens teen Tulbagh Rugby Voetbalklub. Baie dankie.